maak. Môre aan almal, welkom. Kan julle my hoor? Ek net die ding 'n bietjie nader sit. Oepsie. Daar sê, kan julle my almal hoor? Is dit koud of wat het gemaak het julle so min as vanmôre? Kom ons maak gou die oë toe, dan bid ons net saam. Sê ons dankie vir die projek. Here, baie dankie vir elkeen wat vanmôre op die koue môre hiernatoe gekom het. Here, ons kom om U te kom eer en ons kom om U te kom dank. En ook as ons geld bring, dan is dit 'n offer, Here, 'n dankoffer vir U. Want U is die Heer. Daar is niemand soos U. Seën dit asseblief, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Draai bietjie na mekaar toe, sê vir mekaar môre op 'n goeie môre. Julle sit almal so doodstil. Dit voel vir my skoon vreemd, want ek het nou 3 Sondae laas hier gepreek, ek het elke keer op 'n ander plek, en nou voel ek vir my julle by die huis gebly, julle moet toch vir die mense sê om in kerk te kom. Is daar mense wat vanmôre vir die eerste keer in die kerk is? Agter, welkom. Ons drink tee na die tyd, hoor almal van julle, ons drink tee na die tyd, en dan gesels ons daar, is reg so. Jy is baie welkom. Lekker om julle by ons te hê. Ek het so 'n paar afkondigings, maar voordat ek dit doen, wil ek eers vir Elna vra, het ons te kom praat. Sy gaan net so 'n paar woorde net oor die kinders sê. Nou sien ek, is net 2 kinders in die kerk vanmôre. Maar sy wil met die groot mense praat, sy wil nie met die kinders praat. Elna, nee, help jy praat. So, kan jy nou beter? Is hy nou beter so? Ek wil nou net namens die jeug, want julle het nou almal gesien die advertensie, of moet ek sê die uitnodiging vir die mandjiedans die 30ste September. Voor ek verder gaan moet ek sê, die dominee se diakonale jaarklas, baie oulike kinders. Hulle het self die inisiatief geneem en vir die dominee kom vra, hulle wil dit graag doen. So, kom asseblief en ondersteun hulle. Dit kos niks. Jy pak wat jy wil eet en wil drink die aand, pak jy in 'n mandjie, jy bring dit saam kerksaal toe en jy kom kuier die aand saam. Al kan jy ook nie dans nie, dan is jy nog net so welkom. Maak dit so 'n wijks of 'n buurtkuier en bring die hele buurt saam en kom kuier saam met die kinders. En die wat wil dans kan dans, ek sê mos en die wat wil kuier kan net kuier. Julle moet net teen die 28ste, dis een van die meisies wat se name op die uitnodiging is, net by hulle, vir hulle kontak, dat hulle net weet hoeveel tafels en alles hulle moet uitsit. En kom ondersteun hulle asseblief. En dan die 8ste Oktober, ons jeug is ewe skielik baie bedrywig. Die 8ste Oktober
het ons 'n tee die oggend, die Saterdagoggend, ook vir fondse vir die jeug. En Chrisel van der Westhuizen kom praat, sy bly hier by ons. En haar tema vir die oggend is, I may not be a perfect mother, but I'm a praying mother. En dit is vir almal. Dis nie net vir mamas met kinders nog in die skool nie. Almal van ons het kinders of ander mense se kinders wat ons voorsorg of na kyk of wat ook sommer ons in is. En almal van ons bid iewers vir 'n kind. So elkeen van ons kan maar kom, maak nie saak wie ons is nie, oumas en ouma grootjies, ek weet jy is al ouma grootjies en almal. En dit kos R120 en dit sluit in 'n ligte ete en daar's kindertjies wat ook gaan optree. So kom kyk hulle ook, dan sal seker maar van die oumas en die mamas en almal kom. Dit kan ook bespreek word, julle plekke, by een van ons wat se name op die uitnodiging is, of by Melanie, by die kerkkantoor, sommer wanneer moet betaal word ook by Melanie. En daar is nou nie 'n kaartjie nie, ons werk dit nou maar so digitaal, jou naam kom net op die lys. En dan wil ek ook sê, dit gaan tweetalig wees. Chrisel het gesê, sy gaan in Engels ook praat, want daar was navraag van Engelse dames wat wou geweet het of hulle sal kan verstaan. Maar sy het aangebied en gesê, dit is tweetalig, so bring maar die Engelse bure en die Engelse vriendinne en almal ook saam, hulle is net so welkom. En ons wil julle baie graag sien, die fondse is vir die jeug, en ons gaan sommer net lekker kuier ook. Baie dankie. Dankie, Elna. Tweetalig, ek hoor hulle sê, nuwe rus is nou ook tweetalig. Daar het 'n Chinese winkel ook. Ons het so 'n paar afkondigings, Gert en Louise van Skalkwyk, hulle het oorgekom na ons gemeente toe, ons ken hulle nou al klaar, maar welkom, ek het nou nie vir Gert raak gesien vanmorgen. Hulle bly daar in Shelley Point. En dan is daar 'n paar goed wat in die week gebeur. Jy sal sien daar die koor oefen Dinsdag, die orkes oefen Donderdag en dan Woensdagoggend 9:30 wil ek u uitnooi vir die Bybelskool. Dis gewoonlik 'n baie gewilde ding. Ons sit klomp mense, al daai skole pak ons uit en ons bring nog van daai op by. En dan praat ons oor die Bybel. So dis nie 'n Bybelstudie, dit praat oor die Bybel, hoe jy die Bybel moet lees, en ons op die oomblik behandel ons 'n boek, elke boek, en dan werk ons oor die ontstaan van die boek, en hoe dit gelees moet word, en oor die omgewing van die boek, en die bedoeling van die boek. Baie interessant, elke keer is daar vir ons 'n groot boodskap daar. Jy kan maar 'n bietjie gesels met die sit 'n hele klop wat gereeld Bybelskool toe kom. Ons vra voorbidding vir Kali Riespieter en vir Swannie en ook vir Rita van der Skuif en vir André de Tooi. En ook wil ek vra dat jy besonder sal dink aan Ina Potgieter in hierdie tyd. Patricia Loubser, tannie daar in die ouer huis, dink ook aan haar, en ook Johan Klein wat 'n groot operasie gehad het. En dan bid tog asseblief nog vir Johan en Leni Kleingeld, die so seer baie siek is. In die week het ons vir Benny Badenhorst begrawe. Dink asseblief aan sy familie, en ook Ferdi van Sail, sy swaar Frik Matthee is oorlede, dink ook aan hulle. Hulle bly daar ook aan die kwekery. Bid asseblief vir elkeen van hierdie families. Dan is daar verjaardagwense, mag dit 'n lekker dag wees vir elkeen van die wat verjaar hier in die week, en mag die Here vir jou seën en 'n mooi jaar vir jou gee wat voorlê. Die ander afkondiging, kan jy daar op die blaadjie kyk. Jy sal sien ons nooi jy daar ook uit vir die tee na die kerk. Agterop is daar van die funksies wat voorlê, die mandjie dans het jy nou van gehoor, die vroue tee het jy van gehoor, en kom ek herinner jy ook sommer aan die golfdag, die 15de Oktober. Jy kan daar 'n bietjie met Griepie gesels, hulle is die manne wat dit reël, en sien baie uit dan. Kom ons word stil.
dan begin ons in die naam van die Here. Here, ons is so besig met ons afkondiging en ons dinge. Here, en ons het eintlik gekom om by U te wees, om U te kom aanbid. U is die Heer, die Almagtige. En daar is niemand soos U, uit U en deur U en tot U is alle dinge. En aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader, in die Here Jesus Christus ons Here, met die kragtige medewerking van sy Gees. Kom ons sing 'n lied saam. Ons sing lied 201, is 'n bekende lied. Lofsing die Heer, buig voor hom neer. Kom ons sing daarvan die eerste en die tweede vers, asseblief vir Helena. My stem is vanmôre nie so lekker sterk. Nou kan ek nie help sing nie, so julle moet hard sing asseblief hoor. Ek wonder partykeer oor kerk toe gaan. Dis asof dit mode geword het om sommer nie meer kerk toe te gaan. Kom jy dit agter? Nou vir 'n dominee is dit nogal sleg. Want jy dink, as jy 'n dominee is, die mense kom om na jou preke te luister. En as hulle wegbly, het jy te sleg gepreek. Dis soos 'n dominee ding. Maar dis nie eintlik waaroor dit moet gaan. Jy kom kerk toe om in die teenwoordigheid van die Here te wees, saam met ander gelowiges, om hom te kom aanbid. Ek het baie daaroor gedink en gedink ek moet deesdae met mense praat oor, waar aanbid jy saam met ander? 'n Mens kan nie alleen kerk wees nie. Dan sien jy soos 'n koeltjie wat jy daar aan een kant sit, wat hulle ons altyd gesê, en dan word daai koeltjie yskoud daar. Jy kom om die Here te aanbid saam met ander gelowiges. Jy kom om in sy teenwoordigheid te wees. Nou probeer 'n mens, as jy kerk hou, 'n atmosfeer skep wat jou kan laat voel dat die Here hier is. En daar's nog allerlei maniere waarop kerke dit doen. Party het orkeste en groot goeters wat aan die gang is. Party is doodstil en brand 'n kers. Party dra swart pakke en wit dasse en sit met geboue hoofde. Hoe dit ook al sê, jy moet bewus raak van die teenwoordigheid van God. En miskien moet ek jou so 'n paar oomblikke stilte gee.
dat jy vanmôre in hierdie kerk dan nou so gevoel kry ten minste, dat die Here hier is. Kom ons wees net so 'n paar oomblikke stil voor hom. Here, as ons voor U stil raak, en weet dat U die Here is, die Almagtige. Here, dan raak ons onmiddellik bewus van ons nietigheid en kleinheid en sondigheid en Here, dalk is dit hoekom mense nie meer kom nie. Hulle is bang. Bang vir U, Here. Ja, Here, ons wil maar eerder soos Gideon in die paskuip wegkruip. Want ons weet, Here, ons doen nie wat U wil is nie. Ons het U nie lief nie. Met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. Ons weet, ons sukkel om mekaar lief te hê, Here. Daarom sit hierdie gemeente vanmôre, Here, en word ons stil voor U. En kan ons alleen vra, Here, vergewe ons. Asseblief. Amen. Kom ons sing 'n lied, kan net so bly sit. 'n Lied waarmee ons oor hierdie liefde ding praat voor God. Lied 530, ons sing al twee die verse. Kan net so bly sit. Ons sing ons. U kan maar glimlag, want ek het vir u goeie nuus. Die Here staan met oop arms vir jou vanmôre. Alles ons min. Die Here maak sy arms vir ons oop, so oop, dis vasgespijker aan die kruis, sodat jy hier mag wees, en hier in sy teenwoordigheid mag kom sit. Jy mag maar in die Here se teenwoordigheid wees. Want jy sien, hy het daarvoor betaal. Hy het aan die kruis gesterf, en met sy kosbare bloed jou skuld betaal. Jy hoef nie bang te wees nie. Daar staan in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus Jesus is. Jy kan dit maar glo met jou hele hart. En as jy dit glo, kan jy regop staan. Kom ons staan regop.
En dan sê jy dit in die woorde van die geloofsbelijdenis. Kom ons sê dit hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing 'n lied vir die Here saam. Kom ons sing lied 245, net die eerste vers. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Dankie Helena wat vir ons instaan en so lekker speel. Baie dankie Helena, hoor. Jy kan die Bybel oopmaak by Rigters, hoofstuk 6. Ons gaan daarvan vers 17 af lees. En so 3 Sondae terug gaan ons nou 'n bietjie verder aan met Gideon. So jy kan die Bybel daar oopmaak as jy wil. As jy 'n Bybel het. Rigters is 'n baie interessante boek. Die van die wat daar by die Bybelskool wat sal onthou, dat is eintlik 'n nare boek. Maar dit dui op die verval van Israel. Want die Bybel het nie Rigters in. Daar kom hy nou. Dit dui op die verval van Israel. Hoe Israel na die uittog uit Egipte het, is almal nou in ekstase, en Joshua het gesê, ek en my huis, ons gaan die Here dien, en dan loop hierdie hoofstukke van Rigters, moet af en af en af gaan, en hoe minder hulle aan God die eer gee. En vanmôre moet julle dit baie mooi hoor. Dit gaan oor die eer van die Here. Kom ons maak eers vir die oë toe, dan bid ons saam. Here, as ons hierdie boek in die Bybel oopmaak, Here, is dit nie vir ons 'n lekker boek om te lees nie. Daar's soveel bloed en geweld en slegte goed wat gebeur. Goed wat ons laat wonder, Here, in hierdie tyd waarin ons leef, Here, ken ons nie sulke geweld nie. Wel, Here, ons sien ook die tekens in die wêreld waar ons is. Ek bid, Here, dat ons wat in hierdie kerk sit vanmôre, hulle wat inluister op die internet, dat hulle U sal raak sien. Die almagtige God, wat al heers van lang voor die boek Rigters,
duisende jare gelede, deur hierdie gewelddadige tuin, tot vandag toe, is U die Heer, is U 'n beheer en rig. Help ons om te onthou dat U die Heer is. En help ons, Here, om die les te leer, dat aan U al die eer toekom. Daar is niemand soos U. U is die koning van die konings. Ja, Here, U is die een wat regeer. U het die tye in die hand. U hou die seisoene in die hand. U is die Heer. Kom, Here, deur die woord nou en raak ons aan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan begin by vers 17, maar voordat ek daar begin, wil ek net so 'n bietjie weer u geheue verfris van so 3 Sondae terug. Het ons vir Gideon in die parskuip gekry, as jy kan onthou. Gideon, hierdie bang ouetjie hy sy pa se kleinste kind, van die kleinste gesinnetjie, en die kleinste volkie, in die kleinste stam, in die kleinste gebied in Israel. Die een wat eintlik dink hy's niks werd. Bang is hy in die parskuip. Bang vir die Midianiete, die goed wat oor sy pad kom. Die Midianiete van daai tyd was 'n klomp wettelose mense wat net geroof en gesteel het. En sy bangheid het gemaak dat hy toe nou in die parskuip is om sy koringare uit te kap, sodat die Midianiete dit nie moet raak sien nie en nie gesteel raak, maar ook bang dat hy dalk aangeval sal word. Gideon het as ware toegesluit in sy huis met sy diewering en sy elektriese drade om hom en sy alarmstelsel geaktiveer. En daar in die parskuip kom die Here na hom, die engel van die Here, en sê vir hom, Gideon, ek roep jou, dapper man noem hy hom. Ek roep jou. En ek hoop jy het ook die roepstem van die Here gehoor, as jy dan hier sit, Helena Baai toe gekom het, dis 'n hele klomp mense wat nie ingetrek het, maar ook dalk nie groot geword het, hier in jou parskuip, en dat die Here jou roep na hom toe. Die boodskap vandag is daar in vers 17. Wil Gideon doodseker maak met wie het hy te doen? Hoor hy reg? Wie is dit wat my roep? Wie is dit wat met my wil kom praat? Nou kom ek lees vers 17. Gideon het vir hom gesê, as jy so vriendelik wil wees, onthou die laaste keer, was hy vreeslik hoflik, nee? En jy sal nou in die boek, as jy dit self verder lees, dan hoor jy elke keer, ekskuus tog meneer, as jy so vriendelik wil wees. So hy het nou hierdie roepstem gehoor, en nou sê Gideon, as jy so vriendelik wil wees, doen toch vir my 'n wonderwerk, dat ek seker kan wees, dit is U Here, wat met my praat. Seker kan weet, met wie ek te doen het. Ons maak nogal graag so. Ons wil graag die Here toets en seker maak. Nee, as jy vat hom nie sommer op sy woord. Het ek al agtergekom. Ek ook nie, ek sukkel. En dan vra jy nou, Here, hoe weet ek dis U wat my roep? Ons wil weet met wie ons te doen het. En dan is ons eintlik 'n bietjie naïef,
Want om dit van die Here te vra, om homself aan jou te openbaar, is 'n bietjie skrikwekkend as hy dit sou doen. Is dit die Here wat by my is? Is dit hy wat met my besig is? Nou sê Gideon, wag, kom ek vra vir u om die wonderwerk te doen, maar voor u dit doen, wil ek dan net seker maak dat my kant reg is. Wel, kom ek bring vir jou offer. En dan hou net so 'n bietjie vas. Ek gaan haal vir 'n offer. En dan is die Here nogal geduldig. Hy sê, goed, ek sal vir jou hier wag. Staan daar. En nou gaan Gideon en hy gaan haal nou daar 'n ding wat hy kan offer en hy kom sit die broodjies en die goed daar neer op die klip voor die Here en hy kom bring hierdie offer net om seker te maak ek het daar in my boksie getiek van kerk toe gegaan en ek het my ding gedoen. So as dit nou die Here is hierdie, dan sal hy nou seker nie vir my kwaad wees. Ons maak so. Nee. Ons het ons godsdiens en ons tik af dat ons doen dit. En dan behoort die Here tevrede te wees. Ons dink oor die Here soos so 'n motorkar wat jy moet hom die sleutel in die gaatjie druk en hom start, dan werk die Here. So ons moet ons kant doen, dan werk dit. Dan sal die Here op sy kant. In hierdie geval is dit dan toe presies wat gebeur. Vers 22, kom ek lees daar vir u. Kom ek eers vertel wat gebeur. Die Here vat toe daai offertjie. In die volgende oomblik is dit net zap. En hy brand die offertjie uit. Daar op die plek. Op die plek is dit weg. Dis net poef. En Gideon is ontsteld. Hoor wat sê. Gideon het besef dat dit die engel van die Here was. En hy het uitgeroep, ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. Skielik besef hy, maar hierdie goedjies wat hy doen is eintlik niks. En die Here kom en brand het uit met 'n zap. Net so. Ons sou gesê, ag Heretjie tog. Ag Heretjie tog. Met wie het ek te doen? Die engel van die Here noem my hom. Vir hom is dit nog steeds 'n man wat hier staan. Die engel van die Here. Vers 25. As ek my bril opsit, dan kan ek beter sien. Vers 25, toe begin die Here vir hom sê, wat hy moet doen. Hy het nou bewus geraak, dat hy met die Here te doen het. Dat hy met God te doen het. Ergens in jou lewe kom jy op 'n punt wat die Here jou ontmoet. En wat jy hierdie gewaarwording het, dat hy is in beheer. Dat jy uitgelewer is aan God. Ek dink baie keer dat ons in die kerk, as ons oor genade praat, baie lig daaroor praat. Asof dit iets lekker is, 'n persentie wat ons van die Here af gekry het. Ons dink baie keer oor God as die een wat sommer net vir ons sorg,
genade gee, persentjies uitdeel, goeie gesondheid, kinders en kleinkinders en al die goed. Genadegawes noem ons dit. Maar as jy werklik ontdek met wie jy te doen het, soos Gideon op hierdie oomblik, jy moet mooi hoor, as jy dit werklik ontdek, dat jy hier te doen het met die almagtige, vreesaanjaende God, wat alles zet kan uitwis, dan kry genade 'n ander ding. Dan raak genade baie dieper en baie kosbaar. Want dan is genade in die sin van, jy is uitgelewer aan sy genade. Hoor julle? Jy is uitgelewer aan sy genade. Jy het geen hoop as dit nie is dat hy genadig sou wees. Geen hoop. In niks. Ek hoop ek kan dit nou duidelik vir u maak. Die Here is die een wat al die eer kry. Hy is die almagtige, vreesaanjaende God. En jy is uitgelewer aan sy genade. As jy dit weet, met wie jy te doen het, dan is die vrees vir die Here, waarvan die Bybel baie plekke praat. Jy moet die Here jou God vrees. Dan is daai vrees groter as enige ander vrees op hierdie aarde. As enige ander vrees. Nou hoor nou, wat is die eerste stap wat die Here vir hom gee? Kom ek lees dit. Vers 25. Daardie nag het die Here vir Gideon gesê, vat 'n groot bul, die 7 jaar oud bul van jou pa, sy tweede bul, en breek jou pa se altaar vir Baal af, en kap die gewyde paal daar langs aan af. Bou dan 'n netjiese altaar vir die Here jou God, bo op daardie versterkte plek, en vat die bul en offer dit as brandoffer. Jy moet die hout gebruik van die gewyde pale wat jy afgekap het, sê die Here vir hom. Begin by jou pa se goed. Nou, jy moet dit nou mooi verstaan. Jy moet dit dalk nie so letterlik sien, maar dit is tog letterlik in Gideon se geval. Begin met die goed. Hierdie ou goed van jou, waarmee jy al 'n lang pad kom. En raak daarvan ontslae. Maar onthou nou, dis heilige koeie, dis waar die sêding vandaan kom. Dis heilige koeie. En dis gevaarlik om dit te doen. As jy hierdie goed begin afbreek, dan gaan jy nie gewild wees nie. Jy gaan in die moeilikheid beland. Maar die vrees daarvoor is kleiner as die vrees vir hierdie God. Hy is bang, man. Gideon is bang, maar banger nou vir die Here. Hy moet nou goed kom verander. Hy moet nou 'n nuwe, die status quo moet hy breek. En dis nie net vir jouself nie, dis ook 'n gemeente en 'n gemeenskap. Dis sy wêreld wat hy moet verander. Hy moet die skip draai van die ou gebaande weë af. Hulle uit hulle comfort zone uitpraat, haal soos ons sê, en draai. En hy moet afbreek hierdie Baal, hierdie afgode, die goed wat vir die mense so belangrik geraak het, vir sy paal belangrik geraak het. Nou Gideon, kom ek gou nou 'n voorbeeld noem. Ek het nou al gedink, as ek nou moet 'n groot verandering moet maak hier in hierdie kerk. Toe dink ek hierdie preekstoel van ons is 'n baie heuglik preekstoel, nee. Die preekstoel het Anton Tally by die bote maak vir ons gebou.
As ek nou eendag sommer besluit, en ek en Christian gaan hierdie preekstoel by die deur uitgooi. Ons wil nou sonder preekstoel, dan maak ons ook een van die fancy kerke met 'n verhoogie voor. Wat dink julle? Jy gaan in diep moeilikheid beland in hierdie gemeenskap. Hoor jy? Nou, dis omtrent dieselfde ding. Nou sê ek nie, dis 'n afgod en nie vir my baie mooi. Ek sal nooit vir my wiele so slaaf raak. Maar dis wat Gideon moes doen. Van die ding ontslae raak, hierdie goed wat belangriker geraak het as die Heer, die afgode, die Baalgod, hierdie pale en sy pa se praise bil. Nee. Hy het nog sy pa se voorby vorm gevat. En ons daar sê dit nou so iets. En gaan verkwansel of wat ook al. Hoor jy, die goed wat belangriker raak as die Heer. Nou Gideon is versigtig, hy gaan toe nou in die nag en hy doen dit. Want hy was maar bietjie bangerig in die dag is dit daarom bietjie erg. Mense gaan nou nie sommer hier in die dag die preekstoel afhaal. Jy moet dit daarom nou in die nag doen. En dis dan toe presies wat hy doen. Hy breek hierdie Baal profete en sy pa se altaar af en die pale daarvan en hy slag sy bil en hy doen dit alles in die nag. Die volgende môre toe die mense nou wakker word, toe is almal briesend. Hierdie ou wat dit gedoen het, moet doodgemaak word. En dis wat in ons gemeenskappe gebeur, sodra daar verandering kom, en ons ken, ons land is vol verandering in die hele tyd, dan is ons kwaad, wil ons doodmaak, raak ons kwaad. Verandering bring emosies, dit bring kwaaiheid. En toe die volgende môre toe hom wil doodmaak, wie tree toe vir hom in? Jy moet bietjie gaan lees daar, ek het nou nie daai versie opgesit nie. Maar sy pa sê toe, as die goed dan nou so belangrik is, as Baal dan so belangrik is, laat Baal dan die kind straf. Laat Baal dan vir Gideon straf. Laat hom dit doen. Nou aan die een kant sien ek 'n pa wat daarom vir sy kind lief het en hom probeer red. Maar ek sien ook 'n pa wat skielik besef het. Ons was met afgode besig. Ander goed het belangriker geraak. Dit is my gebed dat julle vanmôre as gemeente en as kerk van die Here nie net in hierdie kerk en in Sint-Helena Bay, maar in hierdie land waarin ons is, sal ontdek dat ons is op verkeerde pad. Goed draak vir ons belangriker as die Here. Al hierdie politieke goed waarvan ons praat en al hierdie besittings wat ons tot so toekamp, raak belangriker as die Here. Jou ontspanningstyd is belangriker as die Here. Saterdag is nou nie meer goed genoeg nie. Tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend wil jy ook hê. Dit is my gebed dat jy dit sal besef soos hierdie pa. En dan sê, laat hierdie God, hierdie Baal, dit dan doen. Hoor nou wat gebeur. In vers 32. Daardie dag het hulle vir Gideon genoem Jeribaal. Want, het hulle gesê, laat Baal self sy taak teen Gideon behartig, want dis hy wat Baal se altaar afgebreek het.
Daar's iets moois hieraan. Die lot wat hom toe nou die naam gee, is nou eintlik 'n skelnaam wat hulle vir hom gee. Jy is mos die ou wat sê, wat vir Baal uitdag, met ander woorde. Maar dit beteken ook, dat Gideon, sy karakter, Gideon, wie hy is, sy identiteit, het verander. Daardie skielike draai wat hy gemaak het, al was dit in die nag, het hom iemand anders gemaak. Hy het 'n nuwe naam. En die naam is, laat God dit doen. Jy kan sê, laat Baal dit doen, maar vir hulle was Baal God. Laat God dit doen. Dis die Gideon werk. Gideon se naam skree die boodskap van hierdie Sondag vanmôre vir jou uit. Laat die Here toe. Laat die Here dit doen. Jy word 'n mens wat nie meer van jouself afhanklik is en van jou goeders en jou offergawetjies en jou sleutel om die kar te laat staan nie. Jy word 'n man wat van God afhanklik is, of 'n vrou wat van God afhanklik is. Hy is 'n beheer. Die eie ek het ons altyd in die CSV geleer, is nou weg, dis nou God wat op die troon van jou hart sit. Jy word 'n nuwe mens. En jy kan dit lees in die Bybel. Oralste. Jakob by die Jabokdrif, as hy deur daai Jabokdrif gaan, en hy maak daai draai, daai bekering noem ons dit in ons kerkterme, nee. Maak daai bekering, dan word hy nie meer Jakob die bedrieger nie, maar Israel, man van God. Daar by die Jabokdrif, gaan lees Genesis 32. Ook Moses, en dit gebeur ook met Petrus, daar toe hy die Here verloon het. Nou is jy Petrus, die rots waarop ek my kerk sal bou. Hoor, jy word 'n nuwe mens. As jy op hierdie punt kom, waar jy braaf genoeg is, om die wêreld weg te keer, jou rug op die wêreld te keer, na die almagtige God. Maar dit gebeur eers as God jou ontmoet het. As jy hierdie ontdekking gemaak het met wie jy te doen het. Nou het ek water nodig, want hy is groot. Moet nou nie oor my stem hoor nie. Hoor wat ek sê, hoor wat die Here sê. Hy ontmoet jou. Die dominee se stem is te min om dit vir jou te laat verstaan. Jy moet dit hoor van die Here af. Hy is die Here. Nie jy. 'n nuwe mens. En dit geld ook vir 'n gemeenskap. Jy kan in die Bybel gaan lees. Bekering is baie selde individue. Gaan lees dit in die Bybel. Dis gewoonlik die volk wat hulle moet bekeer. Daar word gewoonlik gepraat van die kerk en die volk wat hulle moet bekeer. Die gemeenskap wat moet bekeer. Die Here praat oor bekering in korporatiewe terme. Dis meer as een. Dis nie net jy. Ek het nou my hartie vir die Jesus gegee, nou kan die res maar basta. Dit werk nie so. Dis jou verantwoordelikheid om saam hierdie skip te draai, die status quo te verander, 'n nuwe volk te word, 'n nuwe gemeenskap in St. Helena Bay, 'n nuwe volk in Suid-Afrika oor die wêreld heen. Dis nie net jy. Dis nie enkel. Vers 34. Hier gebeur 'n ongelooflike ding. Die gees van die Heer het vir Gideon in besit geneem. En hy het die ramshoorn geblaas en die Abieseriete opgeroep om hom te volg.
die gemeenskap. Skielik is dit basuin geklank, tatarata, hier begin die dinge. Skielik is die Here self in beheer van hierdie man Gideon, en as hy blaas, die ouetjie wat in die parskuip gesit het, die ouetjie wat nou net die hele dorp se gode vernietig het, die ouetjie wat niemand dink het sal doen, toe hy sê kom, toe kom hulle. Toe het hy skielik 'n krag wat nie syne is, duidelik nie syne nie. Die gees van die Here het hom besit geneem. Nou, ek en jy dink ons nou altyd, nou dink ek ook. Het sal dan nice wees, as ek net kan sê, en julle draai almal en ons is pak hierdie kerk vol elke Sondag, nee. En dan dit sal dan nice wees. Want hoe doen ek dit? Weereens is dit daai eie eer. Weereens is dit weg. Gideon, toe hy dit sê, was dit nie Gideon nie. Gideon is nie meer in beheer van sy lewe. Dis nie sy besluit nie. Die gees van die Here kom. Die gees van die Here kom oor hierdie gemeente ook. Die gees van die Here maak die verskil. Ek en jy is bekommerd oor ons land en oor ons gemeenskappe en oor die ekonomie, maar die gees van die Here verander dit. Ek het laas keer vir julle gesê, dat toe ek daar oorkant was, het mense my gevra, wat het in 1994 gebeur? Wat het gemaak dat ons in vrede kon draai in Suid-Afrika? Want hulle kan dit nie glo in die ander lande nie. Hulle sukkel daarmee. En ek het hulle gesê, dis omdat die Here dit gedoen. Dit was ons oortuiging, ons is op verkeerde pad, en ons moes draai, want die Here het ons oortuig. Dit was 'n ander oortuiging as sanksies en oorlog en geweer en bomme. Onthou hoe ons gebid het en T-shirts gedra het. Wie van julle, ja, julle is almal my ouderdom en dalk ouer. T-shirts gedra het met die duifie op. Onthou julle oor die vredesduif en hoe ons gebid het. Onthou julle. Ons moet weer daar kom. Die Here is in beheer. Die Here bring verandering. Die Here blaas hierdie ramshoring. Hy gebruik net Gideon se lippe. Groot krag wat hy dan gee. Wat meer is as wat jy kan dink. Nou, hoofstuk 7 vers 2. Nou, voor dit nou gebeur, het Gideon nou eers weer 'n klomp keer die Here seker gemaak, né? Hy het elke keer nog 'n dingetjie gevra, onthou julle die lappie wat moes nat word, en toe moet die lappie weer droog word, en so het hy elke keer 'n teken gevra, want Gideon sukkel. Hy sukkel om te glo. Moenie dink dat as jy nou gedraai het en jy het jou bekeer tot die Here, nou is dit lekker maklik nie. Ons sukkel, ons twyfel. Ek twyfel, jy twyfel. Ons sukkel om te glo. En elke keer moet ons weer die Here vra, asseblief kom versterk my geloof. Kom gee 'n lappietjie, kom doen iets. Kom laat ek nagmaal gebruik, weer die brood eet en die wyn drink. Gee teken dat dit waar is, dat U in beheer is en dat U die oorwinning sal gee. Nou, hoofstuk 7 vers 2 is net so 'n voorbeeldjie wat ek gedink het ek moes lees, dat julle dit kan hoor. Daar sê die Here het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Hoor julle wat doen die Here? Hy maak dit nou nog moeiliker om te glo. Want Gideon het nou geblaas met hierdie hele army bymekaar, nee, weermag bymekaar. En hy dink nou, ons sal dit nou maak. En dan sê die Here, nee, stuur jy ons weg. En nou onthou julle die storie, as julle Gideon se storie gaan lees, hoe hy nou gemaak het dat al hierdie duisende ouens huis toe gestuur het, en op die ou end
het hy net 300 manne oor. Teenoor die leer van duisende van die Midianiete. Net 300 manne oor. Nou raak die probleem so groot, dat net 'n wonderwerk kan hulle laat wen. As jy nou rondom jou kyk, in hierdie land waarin ons is, die wêreld waarin ons is, raak die probleem nou so groot. Nee. Met oorbevolking en rassehaat en misdaad en al hierdie goeters wat ons die hele tyd in die oë staan, selfs die sewersbokke verloor. Dat net 'n wonderwerk kan red. En dis wat die Here wil hê. Hy bring jou altyd op 'n punt waar jy net na hom toe kan draai, waar jy uitgelewer is aan hom. Elke keer bring hy jou daar. Die van die wat al baie siek was en deur groot krisisse gegaan het, sal weet waarvan ek praat. Want jy sien, dis nie jy nie, dis hy wat die oorwinning gee. Dis die beginsel. Dit moet jy hoor vanmôre. Die eer kom net aan die Here toe. En hy sal dit vir jou dwing tot jy dit erken. Tot jy daar by die ander lande kan sê, dit was die Here. Nou wat toe gebeur, is daar so 'n geweldige geveg, en jy kan nou gaan lees oor die geveg, dis 'n bloedige affære. En hoe die ouens op die ou en mekaar doodgemaak het, en hierdie 300 ouens het eintlik niks gedoen nie, hulle het nie eens 'n vinger verroer nie, hulle het net hulle fakkels gehad en geskree. Dit was die ergste wat hulle aan die geveg deelgeneem het. Die ouens het sommer mekaar doodgemaak, die Midianiete, en weggevlug. En so het hulle toe agtervolg, en die hele oorlog gebeur dan daar. En dan op die ou end is die oorwinning daar, en is Gideon toe nou en sy manskappe in die land terug in hulle hande. En dan in hoofstuk 8 vers 23 gebeur nou die ding waarteen ek u wil waarsku. Want dis altyd die gevaar. Vers 23 sê, maar hy sê vir hulle, dis nou Gideon, ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle. En dit gebeur elke keer, dat as die oorwinning kom, dan wil ons nou voorvat. Dankie Here, ek kan nou maar gaan, ons is nou alright. Ons kan nou weer aangaan. Die land is gered, Eskom werk weer, al die goeders is nou reg. Nou, dankie Here, ons kan nou maar aangaan. Dis hoe ons redeneer, nee. En dan gewoonlik wil jy voorvat, wil jy mos daarom die eer kry, en wil jy op die troon sit, en die koning wees. Broers en susters, ons bly baie lekker in Sint Helena Bay. En jy het jou huis, en jou karre, en al hierdie wonderlike goed, en jy wil op die troon sit, en oor die see uitkyk. Jy het ons daar nou gemaak tot hier. Jy het nou afgetree. Jy is nou koning. Nee, sê Gideon, ek regeer nie, selfs nie in die voorspoed nie. Ook nie in die teenspoed nie, maar ook nie in die voorspoed. Onthou aan die begin van môre se preek, met wie jy te doen het. Die Here, ag Heertjie tog, moenie vergeet nie. Die hartseer is Gideon het vergeet. As jy nou verder lees, dan besluit hy om daarom die ouens wat hulle doodgemaak het, sy oorringe, dan 'n bietjie in sy sak te sit. Gee dan net maar net die oorringe vir my. Net daar trap jy skief. Alles kom die Here toe. Alle eer kom hom toe.
Hy is in beheer. Ons het met die Here, die Almagtige, die skrikwekkende God te doen. Moet dit nooit vergeet nie. Kom ons aanbid hom. Maak oop. Here, dit is maklik om oor U te praat. Maar vir my om nou hier by hierdie preekstoeltjie met U te praat, moet ek soos Gideon sê, ag, ekskuus tog, Here, verskoon tog, Here. Want U is die Almagtige. U gee die oorwinning. Here, U hande wil ons land oorgee. Want ons weet U regeer. Ons weet U bring die oorwinning. Here, in U hande wil ons die gemeente van St. Helena Bay oorgee. Want ons weet U beskerm en bewaar en laat ons groei. Here, in U hande wil ons hierdie gemeenskap oorgee. Want ons weet, deur die Gees bring U versoening, eenheid en liefde en omgee. Here, in U hande wil ons hierdie wêreld met sy konflik en groot moondhede wat met mekaar beklei oorgee. Want U is die koning van alle konings. U is die Here. Ons buig voor U, Here. U is in beheer. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied. Lied 505. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.